Goeiedag, is lekker om saam met jou te kuier. Nou in hierdie week gaan ons bietjie kyk na die teks in Matteus 6. Is 'n baie bekende gedeelte, die gedeelte waar Jesus praat oor wat is die skat wat binne in jou hart is en watter skatte maak jy vir jouself bymekaar. Hy praat ook oor die bekommernis wat ek en jy so baie saam met ons dra, en dan is daar natuurlik ook die gebed, die Onse Vader wat hy vir ons lees of leer. Nou kom ek lees vir jou Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Nou, hy praat hier van ons energie wat ons spandeer om skatte bymekaar te maak. Nou, daar's twee tipe skatte. Daar's 'n tydelike skat, en ek en jy is geweldig amper gefokus op hierdie tydelike skatte. Ek dink goeie voorbeelde van ons tydelike skatte is ons werk, die energie wat ons by ons werk spandeer om dit die beste te maak, die grootste te maak, en ons maak dit amper ons grootste prioriteit. Nog 'n skat wat ons bymekaar maak is geld. Nou geld kan materialisme wees, ons huis wees, ons karre wees, alles wat ons lewens mee wil versier en mooi maak. Hy sê maar daar is 'n alternatief, en daai alternatief vind ons in 'n ewige skat. Nou wat is 'n ewige skat? My ewige skat is my verhouding met 'n mens, meer spesifiek my verhouding met Jesus. En ek kan groei in daai verhouding, en ek is besig om vir my 'n skat bymekaar te maak wat niemand by my kan steel nie. Daar kan nie 'n inbreker kom en daai skat kom wegvat of kom beroof van my nie. So ek wil vir jou vra, hoe lyk jou skat met Jesus? Hoe lyk daai verhouding? Nie net met Jesus nie, ook met jou medemens, Dis ook skatte wat mense nie by jou kan wegkom neem nie. So kan ek jou vra, wat is jou skatte vandag? Waaraan spandeer jy meeste van jou tyd? En wil jy nie dalk vandag begin konsentreer om eerder op ewige skatte jou lewe te spandeer nie? Kom ek en jy sit so, en dan bid ek vir ons saam. Here, ek wil vra dat U ons sal help, dat ons prioriteite sal verander, dat die skatte van hierdie wêreld, die media, die advertensies, wat vir ons sê, maar jy het dit nodig en jy het dat nodig, dat dit nie die grootste rol in ons lewens sal speel nie. Dat ons fokus sal verskuif van tydelike skatte en sal begin konsentreer op ewige skatte, soos verhouding met U en verhouding met ons medemens. Help ons daarmee, is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, en ons hoop om jou môre weer te sien.